Ek sien ons is bietjie uitgedun. Ek het 'n vermoede die vakansie het iets daarmee uit te waai, maar ons is nie bekommerd daaroor nie. Ons weet die Here het 'n afspraak met ons vanoggend en ons weet ook hy gaan vir ons die geleentheid gee om sy naam groot te maak vanmôre en hom te loof, eer en prys vir wat die Here vir ons is. Die Here doen soveel vir ons elke liewe dag. Die feit dat ons vanoggend opgestaan het, die feit dat ons vanoggend ons oë oop gemaak het, gee vir ons rede om vandag te loof, om te eer, om te prys, om te aanbid met alles wat binne in ons is. Mag ons dit vanoggend so ook doen.
Ek het sommer 'n hele klompie afkondigings vanoggend en ek het nou 'n grappie gemaak hier agter toe ek vir hulle sê die afkondigings is vanoggend langer as die preek. So julle moet 'n bietjie vasbyt hoor. Maar ons gaan hom deurwerk. Ons gaan gou na alles luister. Eerstens net vinnig kerkraadsvergadering die 13de April. So ek kondig dit sommer nou af. 13 April gaan ons kerkraadsvergadering hê. Ek glo en vertrou al die broers gaan daar wees en ons suster dat ons daardie dag dan vergadering kan hou. Eerskomende Woensdag gaan ons 10:00 bid hier by die kerk. So eerskomende Woensdag 10:00 bid hier by die kerk. Dan wil ek vir almal uitnooi wat kan. Ek weet daar's 'n klompie wat werk, maar vir die wat kan, die 16de April, daardie bidrie is baie spesiaal. So moenie dit mis nie. Baie spesiale bidrie, die 16de April, moet dit nie mis nie. Daardie Woensdagoggend om 10:00 is dit dan bidrie. Dan wil ek nou reeds sê, op Goeie Vrydag, wat nou kom, die 18de April, gaan ons nie dienste hier by ons nie. Neem asseblief kennis daarvan. Ek gaan daai oggend gaan ek self 'n bietjie wegloop. Ek gaan Vredefort toe. Ek gaan 'n bietjie kyk wat maak hulle daar. Hulle stap nou al vir die 4de jaar of die 5de jaar, ek wil nou nie jok nie, stap hulle die Via Dolorosa in Vredefort. Ek wil graag gaan sien, hoe doen hulle dit? Wat doen hulle daar? So klein bietjie, as ek mag, en die Here weet, jy ken my hart, ek wil bietjie by die oog gaan steel, en ek dink regtig, dit is ook iets wat ons hier op Brandfort kan doen. So, die van julle wat ook wil gaan, julle is baie welkom. Ek het ongelukkig nie 'n busie wat ry nie, en op hierdie stadium is die voertuig al soort van vol, maar as daar iemand is wat regtig wil gaan, kan ons dalk 'n plan maak. So asseblief weet, die 18de met Goeie Vrydag gaan ons 'n bietjie wegloop en ons gaan kyk wat maak hulle op Vredefort. Goed, eerskomende Sondag om 10:00 is ons oggenddiens. Tydens daardie geleentheid gaan dit ook ons nagmaal wees. So weet maar, volgende Sondag is dit nagmaal. Moet dit nie mis nie, en weet asseblief dat jy nooit iemand saam. Ek weet, dis net voor die skool begin, maar nog steeds kom ons maak van die geleentheid gebruik om ook aan te sit aan die tafel van die Here. Goed, dit lyk vir my, dit is, ek hoop nou nie, ek het nou iets uitgelaat nie. Ek dink daarom nie so voor, ek wil net vra asseblief, ek wil net vra dat die susters net vandag sal agterbly, na die diens, dat ek net vandag 'n woord met u kan spreek, asseblief die susters. Dan het ons verjaarsdag hierdie week, het ons net vir Ronel Matthews, sy verjaar die 2de, dit is Woensdag, verjaar Ronel, ons beste mense vergesel haar, mag die Here regtig vir haar seën in die nuwe lewensjaar wat voor lê. Dit bring my vanoggend dan ook by ons gedagte vir die week, Hebreërs 12 vers 28, ek wil dit graag vir u lees in die boodskap vertaling uit. God maak ons nou deel van sy koninkryk, wat vir altyd daar sal wees. Daaroor moet ons oorloop van dankbaarheid. En ek daai vir u herhaal, die B-gedeelte van daardie vers, daaroor moet ons oorloop van dankbaarheid. Mag dit in hierdie week en ook so vir jou wees. Ek wil graag vanoggend, wil ek by die versoeke uitkom. Ek het 'n lysie van versoeke. Ek wil vanoggend, wil ek, voordat ek gaan bid, is in elk geval op my hart, ek dink ons gaan vanoggend, gaan ons die geleentheid gebruik om Sandy, ons gaan vir jou kom hande oplê, dat die Here regtig vir jou sal onderneem. Ek weet dit gaan goed onder omstandighede, maar ons sal regtig die Here vertrou om vir jou aan te raak,
en dat die Here regtig vir jou sal seën met spoedige herstel, volmaakte herstel, en dat die Here ook vir jou sal onderneem, dat daardie liggaam skoon en vry sal wees van dit wat die medisyne verklaar op hierdie stadium. Ons vertrou regtig die Here daarvoor. Ons gaan vir jou kom bid, so jy kan net daar bly sit waar jy is. Ons gaan vir jou daar kom hande oplê. Die van die wat ook gelei is om saam met my hande op te lê vir Sandy, gaan ek vra dat jy saam met my vir haar bid. Dan wil ek graag die volgende versoeke vir jy doen. So vanoggend gaan ons dink aan Johan Sonnie, soos ons almal ken, en sy vrou Melinda. Hulle seun Johan het gister verongeluk op die pad hier, pad Tennyson toe, die Tennyson pad. Ons vertrou die Here om regtig vir hulle by te staan en vir hulle te onderneem. Die Here regtig vir hulle vertroos. Ek weet, dit is moeilik, maar dat die Here regtig vir hulle vertroos, dat hulle op daardie punt weer kan kom, waar hulle al die mooi en goeie dinge van Johan sal kan onthou en sy herinneringe kan laat naleef. Ons wil vanoggend vir Lindrie Stein, dit is Bianca en Henny Stein se klein dogtertjie, die kleinste een van die twee, wil ons aan die Here opdra. Hulle het 'n gewassie ontdek op die brein. So die Here vertrou om regtig vanmôre by daardie kind stil te staan. Dat die Here regtig vir haar onderneem, dat die Here daardie gewas gaan wegwas in Jesus naam. My volgende versoek is vir Roda. Roda het weer geval, na sy nou in die hospitaal uit is, met die arm wat geopereer is, en sy het weer geval, en ons wil vir die Here vra om regtig vir Roda te onderneem, en die Here regtig vir Roda sal ook nie net herstel en gesond maak, nie, dat hy ook vir haar sal geestelik sal onderneem. Dan dra ek vanoggend weer my vriend Jogie Martens op aan die Here, wat met kanker gediagnoseer is, dat die Here ook vir Jogie sal bystaan, dat die Here sal vir hom sal onderneem, wat dit ook betref. Ons volgende versoek is vir Lili gaan hierdie week om vir haar toetse. Ons vertrou regtig dat die Here ook vir Lili stilgestaan het reeds, en ons vertrou die Here dat Lili gaan terugkom om te getuig van wat die Here vir haar gedoen het. Ons dra haar vanoggend in die Here op. Dan, ons het gebid vir Atalia en haar familie. Atalia is by die Gerda hulle werksaam, en haar man van Seil het deelgeneem aan die Uisterman kompetisie, en tydens die swem het hy ophou asemhaal. Hy is hospitaal toe gehaas, maar ongelukkig is van Seil vanoggend oorlede. Ons gaan regtig aan Natalia en haar familie dink, haar gesin, dat die Here regtig hulle ook sal vertroos, vir hulle sal onderneem. Ons dra steeds vanoggend vir Suzette Kriel in die Here op, dat die Here ook by haar sal stilstaan. Sy is ook gediagnoseer met kanker, dat die Here ook vir haar sal onderneem. Dan dra ek ook weer Suster Gesina, sy broer Pop en haar skoonsister op aan die Here, dat die Here ook by hulle sal stilstaan, ook vir hulle sal onderneem. En dan die laaste ene is Wilma. Ons gaan vanoggend vir jou ook intree, die Here regtig vir jou sal onderneem. Ek voel in my hart regtig dat die Here vir jou onderneem, dat die operasie vanaand gaan plaasvind as wat dit moet. En ek vertrou regtig, as hulle vir jou sê, die waglys is 5 jaar lang, by God kan daardie waglys verkort, en die waglys sommer binnekort sal wees, dat die Here regtig vir jou sal onderneem, tot die volheid van sy genade. Ek gaan vanoggend vir u vra, as u vanoggend 'n versoek het wat u wil doen, wil u nie vir my sê,
jy is welkom om daardie versoeke te doen. As ek dalk 'n versoek oorgeslaan het, iemand 'n naam oorgeslaan het, jy is welkom om te doen. As jy vanoggend net 'n begeerte in die hart het, en sê, Here, hier is my hart. Ek wil vanoggend net my versoek by die voete kom neersit, dan kan jy die hand opsteek. Daardie versoeke is bekend by die Here. So ook vra ek en ek nooi jy, as jy vanmôre 'n dankbare hart het, wil jy nie net saam met my sê, dankie Here, dankie. Dankie Here vir al die hande wat opgaan, ons loof Here, dankie. Here, ek wil vanoggend eerstens kom om vir jy te sê, baie dankie. Dankie dat ons vanoggend weet, die God wat ons aanbid, is 'n ware, 'n lewende God. Here, ons weet, die God wat ons aanbid, kom maak bemoeienis met elke mens. Here, en vir ons is U is ons Abba Vader. Here, want ons is U kinders. En ons het die vrymoedigheid om vanmôre na U toe te kom en vir U te sê, Here, ons wil vanmôre vir U kom vra om in te gryp in lewens. Here, U alleen kan genees wat mense nie kan genees nie. Maar Here, ons weet dat U doen dit en U is nie net in staat nie, U doen dit en U genees op wonderbaarlike wyse. Daarom kan ek vanoggend die vrymoedigheid neem om elke versoek wat genoem is voor U voete te kom plaas. Here, elke hand wat vanmôre opgegaan het, elke hand wat vanmôre versigtig is en sê, Here, hier is my hart vanoggend, hier is my versoek vanoggend. Daardie versoeke is by U bekend en Here, talle kere het ons al gehoor hoe daar getuienis inkom wat sê, ek het daardie oggend net my hand opgesteek en gesê, Here, hier is my hart. Ek wil vanoggend hierdie probleem voor U voete neersit en dan het ons getuienis gekry van hoe U ingegryp het in situasies. Here, hoe U mense gesond gemaak het, hoe U vir mense onderneem het op verskillende wyses. Here, daarom kan ons vanoggend ook vra, elke hand wat opgegaan het, sal U daar stil staan. Here, elke naam wat ons genoem het, kom plaas ons by U voete vanoggend. Ons vra dat U daar sal vertoef en stil staan. Here, elke een wat U nodig het vanoggend, kom plaas ons by U voete neer. Here, ek wil in hierdie oggend, wil ek my hande kom lê op ons susters en ek wil vra, Here, dat U vir haar sal onderneem. Here, ek weet wat die medisyne verklaar het, maar by U, Here, is alles moontlik. Here, wanneer U sê, U werk deur wonderwerke, dan pleit ons dat U 'n wonderwerk in hierdie liggaam teweegbring. Here, dat U vir haar aanraak tot die volheid van die genade is my gebed vanmôre. Here, ek bid en vra dat U vir haar sal genees ten volle. Ons loof, ons eer, ons dankie daarvoor. Here, ek weet ons sal die getuienis hoor van dit wat U gedoen het. Ons eis terug dit wat Satan wil steel in Jesus naam. Dankie daarvoor, Vader. Dankie dat ons dit van U kan vra. Here, ek wil ook vanmôre my hande kom oplê op ons suster Welma, dat U ook vir haar sal onderneem. Ek weet, Here, dat hierdie liggaam en verskriklike pyn is, maar Here, ons bid vanmôre dat U 'n waglys sal losmaak in Jesus naam. Here, dat sy 'n operasie gaan kry vinniger as wat mense gedink het. Here, dat sy bietjie voorgetrek word en dat sy voorop in daai lys ingedruk word. Here, dat sy kan pynvry kan lewe. Ons loof Here, dankie daarvoor, Vader. Dankie, Here, in Jesus naam, dat ons dit van U kan vra. Here, vanmôre wil ek ook vra dat U in hierdie diens, dat U sal beweeg, net soos wat U wil. Here, U weet wat dit elkeen nodig. En
daarom vra ek dat U vanmôre deur die Gees sal beweeg, net soos wat U wil. Here, as U vanmôre wil stormsterkte waai, dan nooi ek U om dit te doen. As U vanmôre soos 'n ligte aandbriesie wil waai, dan nooi ek U om dit te doen, net soos wat U wil. Gee Here dat ons vanmôre die klei in U hande sal wees, dat U sal vorm en maak net soos U wil. Vader, dis my gebed dat ons hier sal uitstap, elkeen aangeraak deur die soet Gees van God. Ek loof Here en dankie dat ons dit van U kan vra. Here, nou wanneer ons lof eer en dank aan U bring deur middel van ons sange, mag dit ook wees dat dit voor U opgaan soos wierook. Here, dat dit vir U aangenaam sal wees om te sien hoe U kinders se naam groot maak. In Jesus naam. Amen en amen. Ek gaan U nooi om saam te staan en saam te sing. Geniet dit vanoggend om saam te sing tot eer van die Here. Kom ons gaan lekker saam sing.
dat is die rechtvaardiges en die onrechtvaardiges, en dit is hy wat verloren hier is, vir jou, hoe staan jou saak verloren met die Here, as jy reg van onthoudoende, as jy daar waar jy altijd by Jesus, as jy die waarheid stop vergeet, of as jy kan waar jy daar is van God verdwaal, of as jy daar by God is, kom vermoorden, en soek die Here terwyl hy nog kan verwees, en die Roman terwyl hy daar wees, voordat daar die ongelukkige dag aanbreek, wat hy voor op het staan, en sê, Here, ek het nooit geweet nie, maar jy sal ek kan sê, ek het nie geweet nie, wat hy het geweet, die Here het met jou gespreek, prys sy naam. Here, hierdie woord wat uitgaan vanoggend spreek met ons. En Here, wanneer jy vanoggend sê, jy sal nie kan sê dat jy nie geweet het nie. Weet ons, Here, dis die waarheid. Laat ons weet. Here, daarom is dit my gebed vanoggend. Jy weet, Here, met die mense met wie ek gedeel het in hierdie week. Here, en die feit van die saak is, niemand van ons is seker oor môre nie. Wat ons wel oor seker is nou. Here, wat ons wel weet is dat ons is nou hier. Ons het nou 'n geleentheid. En wanneer U met ons spreek en wanneer U deur die Gees met ons praat, Here, dan weet ons het nou 'n geleentheid. Here, soos wat ek vir daardie een gesê het in hierdie week, jy weet nie of dit die laaste keer is dat jy deur 'n deur stap nie. 'n Deur wat jy 1000 keer deur gestap het. Jy weet nie wanneer is dit die laaste keer wat jy deur daardie deur sal stap nie. Here, en behalwe dat die koms voor die deur is, behalwe vir dit, kan U enige oomblik, enige dag kom en ons kom haal. Die vraag is, gaan my saak reg wees met U wanneer U my kom haal? Here, vanoggend wil ek die geleentheid gebruik en ek wil nooi en ek wil sê, as jy vanoggend wil seker maak jou saak is reg met God, daar waar jy sit, daar waar jy staan, steek net vanmôre jou hand op en sê, Here, ek wil seker maak my saak is reg met U. Ek wil vanmôre wil ek opnuut my hart en lewe aan U gee. Here, ek wil U vanmôre kom pleit om my sondes te vergewe. Want U is getrou en regverdig, Here, U vergewe ons sondes. Dis hoekom U U seun laat sterf het aan die kruis op Golgotha, sodat ons sondes vergewe kan wees, sodat ons wit gewas kan wees, Here, dat ons kan wees soos wol, wit soos wol, dat ons sondes weg kan wees. Ek nooi jou vanmôre, as jy nou nie jou hand opgesteek het en jy twyfel in jou gemoed, moenie nou twyfel nie, moenie vanmôre uitstap en sê, ek is nie seker nie. As jy vanmôre moet seker maak, steek liewer jou hand op en sê, Here, hier is ek, hier is my hand, Here. Ek wil vanmôre verklaar dat ek U kind is. Here, ek wil vanmôre my lewe verander. Ek wil vanmôre hê U moet my lewe verander. Here, ek wil vanmôre hê U moet my U kind maak. Ek gee my hart en lewe vanmôre vir U, Here. Here, ek wil nie uitstap vanmôre en twyfel. As ek dalk nooit weer die geleentheid kry om terug te kom in hierdie gebou nie, dat ek sal seker wees waarheen is ek op pad. Here, ek dankie vir die geleentheid. Dankie dat U met ons praat. Dankie dat U die geleentheid skep. Dankie, Here, dat ek nou vir U kan sê dankie. Dankie dat ek weet dat ek U kind is in Jesus naam. Dis my gebed, Here, dat U die woord wat vanoggend bedien word, dat U dit vir ons sal oopbreek. Here, dat ons dit sal begryp,
dat ons dit sal doen wat U van ons vra om te doen. In die naam van Jesus. Amen en amen. Ek mooi die sitvlekke te neem. Ek dank die Here vir die woord wat uitgegaan het. Ek dank die Here ook vir die geleentheid dat ons kan sê, ek weet, die Here het geleentheid gegee om die saak reg te maak. Niet seker dat hy reg is, sy dankie baie. Liewe broer en suster, in hierdie week deel ek met iemand en ek sê vir die vroukie, weet jy, niemand van ons sal weet wanneer daardie dag is. Ek sê vir haar, weet jy, en hier sit nou 'n paar manne vanoggend hier wat ek weet wat ook saam met my daar was in die weermag. Ek sê vir haar, weet jy, daar's talle jong manne wat nie die geleentheid gekry het om oud te word. Ek sê nie van die wat hier sit is oud nie, dis nie wat ek sê nie, maar jy is van die wat op die gryse rug is. Of om die bek of bo op die koppiekie. Maar die feit van die saak is, weet jy wat 'n groot voorreg, wat God se genade dat ons hier is. As ek terugdink aan jong manne wat hulle lewe gegee het en wat nie die voorreg het wat ons het om hier te kan wees nie. En weet jy wat sê ek ook vir haar? Ek sê vir haar, van daai manne weet ek, hulle saak was reg met God. Maar van hulle is ek ook nie seker dat hulle saak reg was met die Here nie. Maar een ding weet ek, daar's een ou, en ek het so probeer om sy naam te onthou, maar ek kan nie sy naam onthou nie. Maar die ou, het ons het sulke voor die grens toe gaan, dan kry jy 'n Gideons Bybeltjie. Ons het hulle genoem die Dankie Tannies. Dis die leerdamesvereniging. Dan gee hulle vir jou so 'n Bybeltjie en hulle gee vir jou 'n skryfblok om vir jou ma en jou girl 'n brief te kan skryf. En so sakkie, en binne in die sakkie is daar 'n Dankie Tannie mes wat min of meer so gelyk het. Hier het ek nog my Dankie Tannie mes. En dan as jy met dit, is jy op grens toe. En dan het jy so nou en dan sê hulle vir jou, jy moet nou 'n brief skryf, dat die mense by die huis weet, hoe gaan dit met jou. Want daar was nie telefone nie, daai goeders was taboe gewees. Aan die ander kant het ek nie gestaan nie. Ek weet nie hoe my ma gevoel in haar hart, as sy vir maande lank niks van haar seentjie hoor nie, want ek was haar seentjie. Ek is vandag nog haar seentjie. Maar ek het gewonder, hoe het sy gevoel? Sy hoor vir maande lank nie van haar seentjie nie. Miskien wonder sy, waar is hy? Wat van my aan? Is hy so stout daar soos wat hy by die huis is? Nee, ek was nooit stout. Sy sal vir jou kan sê. Nou lag sy daaroor, maar ek is seker daarvan ek was nie stout. Die feit van die saak is, ek sê vir haar, vir hierdie vroukie, ek sê, weet jy wat? Baie keer aanvaar ons die lewe net as vanselfsprekend. Ek het al 1000 keer deur hierdie deur gestap. Hoekom sal ek nie nog 'n keer deur hierdie deur stap? Min wetend dat dit moontlik die laaste keer sou wees wat ek deur daai deur stap.
My liewe broer, my liewe suster, ek wil jou vanoggend aanmoedig en ek wil vir jou sê, maak seker, niemand van ons is die ewige waarborg nie. Môre is nie 'n waarborg nie. Maak seker, of jy jong of oud is. My hart gaan uit vir Swannie en Melinda, Duan, 24 jaar oud, vanoggend is hy nie meer nie. Dis wat ek vir jou wil sê. Ons, wat die geleentheid het om seker te maak, kom ons gebruik daardie geleentheid om seker te maak. Ek wil vanoggend wil ek vir u 'n woord bring. Ongelukkig gaan ek nou 'n bietjie vanoggend verwys na vorige boodskappe, maar ek gaan probeer om dit so kort as moontlik te hou en dat ek tog van daardie goed wat ek gesê het, die Here het dit hierdie week op my hart gelê, baie ernstig, dat ons net so klein bietjie gaan kyk na van die goed wat ons gesê het, hiervan laas jaar af tot waar ons nou is. Want weet jy, die Here wil hê, ons moet inskerp. Hy wil hê, ons wat hier is, wat hy die geleentheid voorgee, ons te werk om te doen. En hy wil hê, ons moet toegerus wees om hierdie werk te doen. En hy wil hê, ons moet dit doen met ywer. So ek wil vanoggend, gaan ek so klein bietjie na van die goeders terugverwys, en ek gaan probeer om u nie te verveel nie. As dit vir u lyk of ek u gaan verveel, steek jy hand op, en sê vir my, beweeg aan, dan doen ek dit. Maar miskien, moet jy vanoggend net weer iets hoor, wat jy dalk gemis het, wat die Here wil hê, moet daar op jou oor gaan lê, sodat jy dit op die tafel van jou hart kan skryf, om iets daarmee te kan gaan maak. Ek wil vanoggend sommer begin, ek het hierdie 2 seegoed, het ek maar al geruime tyd, het ek daar by my, maar ek voel in my hart, dat ek vanoggend wil ek hierdie wil ek vir iemand gee, ek weet nie wie dit nodig nie, maar ek wil dit vanoggend vir iemand gee, as jy dit nou hoor, dan gaan jy sê, hey, daar is vir my, en dan gaan jy jou hand opsteek, dan gaan ek dit vanoggend vir jou gee. Hier is 2 seegoed, wat die afgelope tyd die Here op my hart gelê het. When God's warriors, is ons, nee, go down on their knees, the battle is not over. As ons op ons knieë gaan, is die geveg nie verby nie. It has just begun. Baie keer dan mense, wanneer jy op jou knieë gaan, jy surrender, jy gee oor. Maar min wetend, Godse soldate, vir Godse soldate, het die geveg dan eers begin. Die tweede ene wat ek vir jy wil sê is, ek moet nie dink, dis nou ek nie, dalk voel jy in jou hart so, I'm just a nobody, trying to tell everybody, there is a somebody who can save anybody, and his name is Jesus. Vir wie gee ek hierdie vanoggend? Vir Bernice. Bernice, ek sê nie moet jy op die yskas gaan vashou nie. Maar gaan sit op waar jy om elke dag gaan kyk en elke dag kan raak lees en weet. Ons het so rukkie terug, het ons gepraat oor geestelike oefening. Toe vertel ek julle van hierdie vriend van my, wat so waar ook uit my weermag daar uit, kom ou Yuri. En nou Yuri vertel hierdie storie van hoe hy 25 jaar terug besluit het, hy begin nou met sy fiets te ry. Hy
kar gelos, hy ry nou met die fiets, hy begin met die fiets ry, en hy sê, werk toe 7,8 kilometer, terug huis toe, obviously ook 7,8 kilometer, het vat hom so, tussen 15 en 20 minute om hierdie afstand af te lê, en die Here praat met my, deur 'n Juriese storie, julle sal onthou, hoe die Here met ons praat, dat ons ook op 'n oefenfiets, nie 'n oefenfiets nie, op 'n fiets is, 'n geestelike fiets. En dat ons elke dag deel moet hê aan hierdie oefening. 20 minute oefen in die oggend, 20 minute moet oefen in die aand. En hierdie 20 minute het ek so rukkie terug, het ek 'n video op die gemeentegroep gesit. Dr. Steven, ek kan nie Dr. Steven se van onthou nie, wat hy sê, daar ontstaan 'n chemiese werking in jou brein, wanneer jy tyd spandeer in die woord van God, en wanneer jy met hom praat. En hy sê toe 12 minute, Dr. Steven sê, jy 12 minute, soggens 12 minute, saans nodig, maar ek hou voet by stuk, die Here het vir my gesê 20 minute, want dis Juriese storie, so nie Juriese storie verander nie, en moet ook nie my storie verander nie, stop Dr. Steven, dankie vir jou inligting, ons waardeer dit, maar ons gaan hou die 20 minute, en ek wil jou aanmoedig, om hierdie 20 minute te gebruik, soggens, en ook daai 20 minute saans. Ek self sukkel 'n bietjie met die saanshede, want soms is ek moeg tot die half soort van amper sê ek nou tot die dood toe moeg, maar saans kan ek partykeer half soort van amper uitpaas. Siska sê, sy is nog besig om met my te praat, dan hoor sy net, daar gaan die balke. So, dit is so. Maar ek wil vir jou aanmoedig en sê, my liewe broer, my liewe suster, as die Here vir ons hierdie goed gee, en dan word dit nog wetenskaplik bewys, wat se invloed dit op jou brein het, dan wil ek vir jou sê, hierdie is nie om dome lete wat die Here dit vir jou gee nie. So hoor wat ek vir jou sê, gebruik die tyd om te oefen, geestelik te oefen, soggens 20, saans 20 minute. Dis 40 minute uit jou dag uit. Glo my, jy sal die vrugte daarvan pluk. Glo vir my as ek dit vir jou sê. Ek wil vanoggend wil ek vir ons 2 gedeeltes uit die woord van die Here uitlees. Die 2 gedeeltes wat ek vanmôre wil lees is Hebreërs 12, baie bekende verse. Ek gaan net vers 1 en 2 lees. U kan gerus Hebreërs 12 by die huis bietjie gaan verder lees. Veral daar van vers 5 af, waar die Here bietjie praat oor vermaaning en tugtiging. En wanneer die Here kom en hy vermaan jou, en hy tugtig jou, dan is dit ook met 'n rede, maar hy vertel jou hier mooi, in Hebreërs 12, daar vanaf vers 5, hoekom tugtig hy? En hoekom vermaan hy? Nou, dis nie vanoggend se preek nie, dis maar net, dat jy weet, as jy nou voel, jy word oor die vingers getik vanmôre, dan gaan die Here vir jou sê, gaan kyk 'n bietjie. Ek wil vir jou vers 1 en 2 van Hebreërs 12 wil ek vir jou voorhou. Ek lees uit die 53 vertaling uit. Die opskrif van Hebreërs 12 sê, volharding onder beproewinge volgens, hoor mooi, die voorbeeld van Christus. Vers 1. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus. Wie is hierdie Jesus? Hoor wat sê hy? Die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is,
die kruis verdraai het, die skande verwag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Tot sover. Dan wil ek graag vir jou ook 2 verse voorhou uit Jeremia uit. Ja, ons het mos nou die dag het ons bietjie geleer van die Bybel. Julle sal nou onthou wat ek vir julle gesê het. Ons het almal gedink die langste boek in die Bybel is Psalms. En toe leer ons, dit is nie Psalms nie, dit is Jeremia. Ek lees uit Jeremia uit vanoggend, wel uit hoofstuk 17. Gaan ek vir julle lees. Ek gaan lees uit Jeremia 17, vers 7 en 8 is die verse wat ek vir julle gaan lees. Ook uit die 53 vertaling. Hoor wat sê die woord van God? Jeremia 17 vers 7. Geseënd is die man, ek wil ook sê die vrou, wat op die Here vertrou, en wie se vertroue die Here is. Hoor mooi vers 8. Want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is, en sy wortels uitskiet by die stroom, en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen, en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie, en hou nie op om vrugte te dra nie. Tot sover die woord van die Here. Jy sal onthou, ek het 4 punte wat ek graag vanoggend met u wil praat oor. Jy sal onthou, wat is dit wat die Here vir hierdie gemeente gegee het vir 2025? Sê maar, gehoorsaamheid, gehoorsaamheid, gehoorsaamheid. Ek kan nie dit genoeg beklemtoon om vir u te sê hoe God vir ons vra dat ons gehoorsaam moet wees nie. Ons het, al was die hele boodskap gewees oor gehoorsaamheid. Maar ek wil vanoggend, wil ek net weer terugkom en ek wil u daaraan herinner. Ek wil u daaraan herinner dat God vir ons goed gegee het om aan gehoorsaam te wees. Kan jy onthou, ons het in Januarie het ons 'n week van vas en gebed gehad. En tydens daardie week van vas en gebed het die Here met jou gepraat oor sekere goed wat die Here vir jou gesê het waaraan jy gehoorsaam moet wees. Ek sien daar is 1 of 2 koppe wat skud en daar's 1 of 2 koppe wat tone toe gaan. My broer, my suster, gaan dink 'n bietjie weer oor, en dis hoekom God vanoggend hierdie woord bring. Daar was goed wat die Here vir jou gesê het, wees gehoorsaam aan die, en daai, en dat, en sis, en so. Ek herinner jou daaraan vanoggend. Regtig, dis maklik om hierdie goed te vergeet. Vrouens het bietjie begin. Wat het ek nou gesê, grys om die mond, grys om top, vergeet maklik, maar nee, dis nie net die ons wat grys is wat vergeet nie, almal van ons vergeet. Kom ek sê nou vir jy, as dit nie goed gaan, dan vergeet jy maklik. Te maklik is die woord om te gebruik, te maklik. So ek herinner jy vanoggend, daar was goed wat die Here vir jou gegee het. En as jy nou nie deel was van die vas en gebed week nie, dan nooi ek jou. Gaan 'n bietjie, gaan praat met die Here en sê, Here, wat is dit wat u graag wil hê, dat ek as individu, ek Johan, wat moet ek aan gehoorsaam wees in 2025? Want Here, u het hierdie jaar vir ons gegee, in die gemeenskap van Brandfort, om gehoorsaam te wees. Ja, gehoorsaam aan die woord van God, ja. Maar daardie goed wat die Heilige Gees op jou hart kom lê, daardie goed soos, moet ek gehoorsaam wees aan hierdie 20 minute oefening, elke
elke oggend, elke aand uit die woord van die Here en met die Here te praat, moet ek gehoorsaam wees aan finansies, moet ek gehoorsaam wees aan om die woord van die Here uit te dra, moet ek gehoorsaam wees om hierdie jaar 'n voog te wees vir iemand anderster, moet ek hierdie jaar gehoorsaam wees om in te skakel by die liggaam van Christus. Ons gaan nou weer 'n bietjie daarna ook kyk. Soveel dinge wat God vir jou kan vra om aan gehoorsaam te wees. Vanoggend herinner ek jou daaraan dat ons moet gaan luister weer wat die woord van God vir ons sê. Die tweede punt waarby ek wil kom. Ons het, dit was lekker gewees, oujaarsaand se diens was vir my lekker. Ek weet nie, ek hoop dit was vir julle ook lekker, maar daai diens bly my by tot vandag toe. En hy was daarom nou al 3 maande terug, nee. So waar, dis nou al 3 maande terug wat dit oujaarsaand was. En toe was dit nuwe jaar gewees. Nou is ons al 3 maande in die nuwe jaar in. Nou is 'n kwart van die nuwe jaar al kom. Jy al so daaraan gedink. Daai aand, toe deel ons vir elkeen wat hier is, 'n stukkie van 'n legkaart uit. En ons sê, ouens, skryf jou naam daarop. En julle dit onthou. En ons skryf ons name daarop. Ek gaan die kwaggas wat sy name hierop is, gaan ek eendag by mekaar maak. En vir hulle sê, kan jy onthou, jy het jou naam hierso geskryf? Ek kyk sommer hierso. Bernice, jy het puzzelstukkie nommer 26 gehad. Weet jy dit? Nou, jy het puzzelstukkie nommer 18 gehad, weet jy dit? Ek sê dit maar nie, so kan ek nou aangaan, maar dis nou nie die doel van die oefening nie. Wat ek vir jy wil sê is, ons het daai aand, het ons gesien, jy het 'n puzzelstukkie gehad, en jy het nie geweet, hoe lyk die prentjie nie. Die enigste een wat geweet het, hoe lyk die prentjie, was ek self gewees. Maar nie een van julle ander het geweet hoe lyk die prentjie nie. Maar wat het ons daai aand gesien? Elke een se stukkie was nodig om die prentjie te voltooi. Want as jou stukkie nie hier was nie, dan was hierdie prentjie nie voltooi gewees nie. En weet jy, wat was die les wat ons daaruit geleer het? Behalwe dat dit nou 'n mooi prentjie is, ek weet nie of julle so ver kan sien nie. Hierdie prentjie van hierdie leeuetjie. Weet jy, die Here het ook met my gepraat oor hierdie leeuetjie. Kom ek loop gou so om, dat julle net daarom die leeuetjie kan sien. Dis eintlik twee welpies, wat daar by 'n ma lê. Die ma leeu, sy is daar in die agtergrond, maar hier is hierdie twee welpies hier so in die voorgrond, en hierdie twee welpies, hierdie een welpie, wat so lekker hier in die voorgrond is, en wat so lekker op en wakker lyk, daai welpie is nog 'n welpie. En die Here het vir my gesê, weet wat, daai welpie moet bietjie groei. Hy moet die leeu uit die stam van Juda word. Hy moet die leeu van Juda stam word. Nou ek wonder hoe ver daai leeuetjies nou al gegroei. OK. Die kruks van hierdie ding was, ons het gesien dat ons het mekaar nodig om 'n groter prentjie te vorm. Ons wat deel van die liggaam van Christus is elkeen iets anderster afsonderlik. En weet jy wat is sleg? Sê nou maar,
Sê nou maar, Dawie, sê nou maar, jy is die wysvanger, nie so krom ene soos hierdie nie, maar bietjie meer reguit een soos hierdie. En jy is nie hier nie. En Pastor Sakkie is die duim. As daai twee vingers nie daar is nie, hoe skryf 'n mens? Jy kan seker, ek weet nie, maar dit gaan bietjie moeilik gaan. Wat ek wil sê is, jy's nodig in die liggaam van Christus. Miskien is een van ons die pinkie, so mooi ene soos hierdie, nie so krom een soos daai nie. Maar, as die pinkie nie daar is nie, is die hand nie volledig nie. Broer Niels, as jy, sê nou maar, die linker groottoon is, en jy het seer, dan het die liggaam van Christus seer. Maar, as die res van die liggaam dit nie weet nie, dan gaan hulle nie vir jou kan bid nie, en dan gaan niks in jou saak kan doen nie. As jy nie hier is nie, en met ons kom praat en vir ons sê, hey, ek het seer nie, dan gaan ons nie weer die groottoon seer nie. Daarom moet ek, wat deel is van Christus se liggaam, moet ek hier wees. Ek het vir u gesê, behalwe dat ons deel is van liggaam, wil ek hê, wanneer ons by mekaar is, moet dit vir jou lekker wees, om hier by mekaar te wees. Dit moet vir jou aangenaam wees om hier te wees. Suster Maritjie, dit moet vir jou lekker wees om te, ek verneem dit gaan goed met my broer Sean. Of nee, ek kan sien, daar sit 'n frons tussen sy oë. Ekskuus, dit is nie so nie, ek verwys na myself nie, so maar. Wat's fout? Wat is fout? Hoekom is daar frons tussen jou oë? Waarmee kan ons help? Waarvoor kan ons bid? Ek kan verneem, hoe gaan dit met my broer? Ek kan verneem, hoe gaan dit met my suster? Ek weet nie, wat gaan aan met Koos in sy lewe, as hy hier is nie, en as hy hier is en ek praat nie met hom nie, dan gaan ek nog steeds nie weet wat gaan met hom aan in sy lewe nie. Maar dis hoekom God ons by mekaar bring, dat ons deel van hierdie liggaam kan wees, om deel van mekaar te wees, sodat ons een liggaam mekaar kan ondersteun. Hoekom? Want ons het 'n taak om te verrig. Ons het 'n taak om te verrig. Maar as hierdie liggaam nie heel is nie, dan gaan ons daai taak nie verrig nie. Of ons gaan draai. Maar ek kan nou vir julle sê, dit gaan 'n redelike gemors afgee. Want hier stuur ons hierdie liggaam uit om evangelisasiewerk te gaan doen, sê ek nou sommer, nee. Maar hierdie liggaam is minus 1 been en minus 2 arms, maar hier, daar is daar 'n kop. Wat gaan ons bereik? En hoe moeilik gaan dit wees om te bereik? Hoor jy wat ek vanoggend vir julle sê? Daarom, doen dat die beroep op u, maak moeite om hier uit te kom. Ek sê weer, onthou nou, hierdie gebou is nie kerk nie. Ons wat hier is, ons is kerk volgend. Ons is liggaam van Christus, nie die gebou nie. Ek wil vir jou sê, in elk geval, as jy elke week 'n hinkering het om hier by die huis van die Here te wees, en met verwagting hiernatoe kom, dan wanneer jy hier kom, gaan jy 'n getuienis hê, om vir iemand anders te kan vertel. En jou getuienis gaan iemand anders opbeer. Jou getuienis gaan maak
dat hierdie lelike Frans tussen my oë verdwyn. Want jou storie gaan my moed gee. Miskien gaan my ou stupid storie vir jou ook moed gee. Ja, dit moet. Want die Here kan so oukies soos ek vat en hy kan ons splinternuut maak. Weet jy wat vir my wonderlik is? Volgende week wanneer ons aan die tafel van die Here kom sit, kan ons daardie herinnering hê dat Jesus ons splinternuut maak. Jesus het die prys reeds betaal. Jesus het klaar die prys betaal. Ek en jy hoef nie die prys te betaal nie. Dankie Here daarvoor. Maar volgende week het ons geleentheid om saam met hom aan die tafel te sit, om daaraan herinner te word. Ek nooi jou om iemand saam te bring, om dit saam met ons te deel as liggaam van Christus. Ek wil jou vanmôre terugvat na Hebreërs 12 vers 1 toe. Ek wil jou vanmôre uitnooi om deel te wees van daardie volk van getuies wat rondom elke een is. Want weet jy wat? Daardie volk van getuies is daar vir ondersteuning, maar daardie wolk van getuies is ook daar om my te help, om vir my te kan sê, jy is nou 'n bietjie besig om van die pad af te gaan hier, of jy is nou 'n bietjie besig om van die pad af te gaan daar. En in vandag se dae is dit so maklik. En ek wil nou vir jy sê, hier kom ek by die derde ding, en dit is die wedloop waarin ons is. Die wedloop waarin ons is ongelukkig nie 100 meter wedloop nie. Die wedloop waarin ons is bietjie meer soos die Comrades, of die 2 oseane, of so iets. Dis 'n lang marathon wat gehardloop word. En is maklik om in 'n lang marathon moeg te raak. Dis maklik om te wil gaan sit langs die pad. En weet jy, ek wil vir jy vanoggend wil ek vir jy sê, in hierdie marathon wat ons besig is om te hardloop, het ons, die woord van die Here sê dit vir ons in Hebreërs 12 vers 1, ons het 'n wolk van getuies wat rondom ons is. As jy in die Comrades hardloop, dan is daar 'n skare van mense hier langs die pad wat aanmoedig en sê, byt vas, druk deur. Ja, maar jy weet nie hoe ek voel nie. Byt vas, druk deur. Wat is jou doel voor oë? Is dit Jesus? Hy is die wenpaal. Daar, in daai marathon, is daar 'n mediese tent. Weet, dit laat my baie keer dink hier in die kerk ook. Ouens in die kerk, ouens wat kerk toe kom, is 'n klomp houlies. Skus ek stel dit so, maar intussen tyd, is die kerk, is nie 'n plek vir 'n klomp houlies nie. Hierdie is 'n hospitaal, vir mense wat seer het, vir mense wat stikkend is, vir sondaars. Dis hoekom ons hier is. Daar's 'n mediese tent, dis die mediese tent, kom, dat ons vir jou behandeling gee. Daar in die mediese tent is daar mense wat massering doen, versering, stywe spiere. Hier vanoggend moet jy kom, dat jy gesmeer kan word, dat jy geheel kan word. God is hier self om dit te doen. Hy is die hoofmasseuse van hierdie mediese tent. Maar as ek nie hier is nie, dan gaan ek dit nie ervaar nie, dan gaan ek dit nie kry nie, dan gaan ek dit nie sien. Verder, behalwe van die mediese tent waar daar is daar elke soveel kilometer is daar 'n waterpunt. Nou kom ek bietjie by
Daai boom wat geplant is by die water. Daai water, God se lewende water. Kom kry 'n bietjie van daai water. Dis hoekom daar 'n waterpunt is, kom kry van God se lewende water. As jy nog verder hardloop, kry jy daar so punt waar hulle sulke ververse, ek weet nie energy bars, wat is dit? Energiestokkies. Nee, wat? Ja, energiestokkies. Daar kry jy energiestokkies. Wat is 'n beter energiestokkie as om te kom op Sondagoggend en te kom praise and worship? Kry vir jou 'n bietjie 'n energiestokkie op 'n Sondagoggend. Kom praise and worship 'n bietjie saam. Kom geniet dit in die teenwoordigheid van die Here. Okay, en dis die ander ding. Terwyl jy nou hardloop in hierdie wedloop, jy's besig met hierdie marathon. Hulle het ons geleer, en ekskuus dat ek so baie terugverwys na die weermag, maar weet jy wat? Dis hoekom die Here my daar gehad het, dat ek vir julle kan vertel van goed wat genuine is, of was. As jy dink jy's moeg, as jy dink, nou kan ek nie meer nie, nou is dit op, dan wil ek vir jou sê, dan is jy nog net 20% op, jy het nog 80% oor in jou liggaam om aan te gaan. Het jy dit geweet? 80% in jou liggaam om aan te gaan. Nou, ons raak geestelik ook moeg. Ja, want ons baie ouens wat by die huis sit. Daar's baie ouens wat nie meer deel is van die liggaam nie. Of hy is deel, maar hy is nie hier nie. Sy is nie hier nie. Hulle het moeg geword. Nou net vir interessantheid, as jy nou geestelik moeg is, dink jy dis 80% moeg, of daar's nog 80% oor, maar ek stel dit so, is 20% moeg ons. Dink jy daar's nog 80% oor? 90? 100? Ek wil vanoggend vir jou sê, as jy geestelik moeg is, daar nog 200% oor. Dubbeld as 100% is oor. Want die Here sê, Jeremia 17 vers 7, geseënd is die man of vrou wat op die Here vertrou. Geseënd is die man en vrou wat op die Here vertrou. Hy sê, ek sal nie moeg raak nie. Selfs al ervaar ek die hitte, as ek daai boom is wat geplant is by die waterstroom, wat my wortels uitskiet na die lewende water toe, al is daar hitte, al is daar probleme, al is daar wat ook al op my pad, gaan ek nie moeg word nie. Hier sê die woord van die Here dit vir ons in vers 8. Sê hy, ek dink altyd terug, wanneer ek oor dit praat, dan dink ek aan ou koning Dawid. Net so interessantheid, toe die Here vir koning Dawid gemaak het, hoor julle daar? Nie een van julle het gehoor wat ek nou sê nie. Het julle gehoor wat ek sê? Toe die Here vir koning Dawid gemaak het julle dit gehoor? Julle moet oplet in die klas. Toe die Here vir Dawid koning gemaak het, julle moet oplet. Het die Here nie gekom en 'n kroon op Dawid se kop gaan neersit nie. Het hy? Ja. Die Here het vir Dawid wat salf daar in die veld. En ons sê, jy is nou koning. Koning, en toe moet hy weghardloop. Vir Saul, wat hom wil vermoor. Dink julle hoe Dawid het op daai stadium gesê, Here, nou hoe werk hierdie nou? Ek is die koning, maar ek moet weghardloop vir my lewe. En hier is 'n ou wat my wil vermoor.
Here, waar is die kroon wat hier op my kop moet wees, dat hierdie ou kan sien ek is die koning? Nee. Die Here kom en hy leer vir Dawid. En wat sê Dawid? Hy sê die Here is my herder. Ek sal niks kortkom nie. Niks sal my ontbreek nie. Maar hy hardloop, want hy sal agter hom, wat hom wil doodmaak. Want Dawid gaan sit nie in sak en naas nie. Want hy weet, daar is 'n belofte op sy lewe. My broer en suster, die dag toe jy jou hart en lewe vir die Here gegee het, het God 'n verbond met jou gesluit. Daar is 'n belofte op jou lewe. Hoekom sal jy hoe graag langs die pad? Hoekom sal jy gaan sit? Hoekom sal jy luister vir die vyand, as jy weet, die God wat jy aanbid, is jou herder? Niks sal jou voortkom nie. Niks sal jou ontbreek nie. Ek dink, ons is net te bang om dit vir onsself te vat. Ek dink, ons maak soos, en ek het gister net vir hierdie voorbeeld gebruik, ons maak soos die disippels, toe Jesus vir hulle sê, klim in die skuit, ons vaar oorkant toe. Hoor mooi, hy sê, kom, klim in die skuit, ons vaar oorkant toe. Toe klim hulle in die skuit en hulle vaar. Jesus gaan slaap, hier kom die storm op, golwe, so hoog. Wat maak hulle? Hulle gaan maak vir Jesus wakker. Meneer, asseblief, ons gaan vergaan. Kyk die storm, kyk die winde, kyk die golwe. Here, ons gaan vergaan. Ek dink eintlik Jesus wat vir hulle gesê het, hey, wat het ek gesê? Het ek gesê, ons vaar oorkant toe, of het ek gesê, ons vaar tot in die middel, dan vergaan hierdie skip. Sien jy, hoe moet ons luister, wanneer die Here met ons praat? Wanneer die Here vanoggend vir jou sê, daar is 'n belofte op jou lewe, moet jy dit neem. As die Here vir jou gesê het, jy is my kind, dan moet jy dit neem. Jy moet nie twyfel nie. Wanneer die storms kom, moet jy nie worry nie. Want God sê vir jou in sy woord, niks sal jou ontbreek nie. Niks sal jou ontbreek nie. Broer, suster, ek wil jou aanmoedig vanmôre, hierdie waarhede wat God vir ons leer, gryp dit, maak dit jou eie. Die 4de punt en die laaste punt waarby ek kom, as God vir ons sê, ek is 'n boom wat geplant is by water, waarvan die wortels uitskiet by die stroom, en nie vrees nie. Daar sê die woord van die Here dit vir hom, en nie vrees nie. Ons is so geneig, as die obstakels kom, as die hindernisse kom, dan wil ons murmureer. Dan wil ons ophou boom wees. Intussen het God vir ons gesê, jy is 'n boom, jy is 'n boom. Maar dan wil ons ophou boom wees. Wel, die meeste van ons begin dan ander tipe vrugte dra, as dit wat ons moet dra. Party van ons begin ewe skielik nadat jy hierdie wonderlike appels en pere en soet druiwe, terwyl jy dit dra, terwyl jy die vrug van die gees van lankmoedigheid, geduld, liefde, al hierdie goed, terwyl jy dit dra, verander jou vrug. Nou ewe skielik, as hierdie moeilikheid hier is, as hierdie 'n jaar van droogte is, nou dra ek suurlemoene.
oorvloed. Ek maak almal rondom my ook suur. Ek dra truksvye, laat hy dorings net iemand anders ook kan steek. Ek wil nie alleen gesteek wees nie. Ek wil iemand anders moet ook gesteek word deur die dorings. Vanoggend herinner ons die Here ons daaraan. Wanneer hy vir jou sê, jy's 'n boom wat geplant is by 'n stroom van lewende water. As jou wortels in hom gegrond is, as jou wortels lewende water uit hom uitkry, sal die vrug wat jy dra nie verander nie, maar die vrug wat jy dra sal vrug wees wat deur almal geniet kan word. Die Here kom sê vanoggend weer vir ons, jy het nie nodig om jou vrug te verander nie. Dra die vrug wat ek wil hê, jy moet dra. Ek dink nogal terug aan, daar's 'n paar ouens in my lewe wat ek kan terugdink, dink ek, sjoe, vrug wat daai kwagga gedra het is sulke suur appelposies. Jy wil nie 'n appie, jy wil ook nie aan hom raak nie, want jy kan ook suur raak. Ek wil jou vanoggend wil ek vir jou vra, is jou oog nog gefestig op Jesus, op die leidsman, die volleinder van die geloof, soos wat hy in Hebreërs 12 vers 2 van sê. As jou oog gefestig is op Jesus, dan wil ek vanoggend vir jou sê, moet jy nie op 'n punt kan kom waar jy begin tam raak nie. Jy moet ook, wanneer jou medebroer en suster begin tam raak, jy kan sê, hey, Dawie, moenie moeg raak nie, stap saam met my die pad, hardloop saam met my in hierdie marathon, ek weet, kom, ek help jou, want dis die ander ding wat gebeur in 'n marathon, die atlete help mekaar, hulle ondersteun mekaar, hulle is daar vir mekaar, is ek en jy, is ons daar vir mekaar, is ek besig om my broer en my suster te help, of is ek besig om hulle af te trek? As God vanoggend vir ons sê, kom tap lewe in die stroom van lewende water, dan vra ek vanoggend vir jou, waaruit tap jy jou lewende water? Is jy by die regte stroom? Ek het in die begin, het ek vir julle gesê, ek moedig jy aan, om te gaan kyk na die hele hoofstuk, of in elk geval, die eerste gedeelte van hoofstuk 12 van Hebreërs, gaan lees dit gerus 'n bietjie, wanneer God praat oor die tugtiging, en oor die vermaning. Dis die laaste ding wat ek vir julle wil sê is, dis hoekom die Here ons daar het, vir mekaar. Baie keer is dit nie lekker, om iemand anders te vermaan nie. Baie keer ook, wanneer ek vermaan word, dan is dit vir my ook nie lekker nie. Maar gaan lees, wat sê die woord van die Here. Hy ag dit nodig, dat ons vermaan moet word. Daarom, nou weet ek, hieroor kan ek dalk pak slaag kry, maar ek is nie 'n bang ou nie. Die Here gebruik my vrou baie keer om my te vermaan. Dan kan sy vir my sê, want sy ken my. Al vir 'n paar jaar ken sy my. Dan kan sy kom en sy kan vir my sê, hey, daai is nie die Here se hart nie. So ek weet nou al, as sy met my praat sy uit God se mond uit. Baie keer is dit nie lekker nie, dan moet ek sê, sjoe, myna. Maar elke keer kan ek teruggaan en sê, dankie Here, dankie daarvoor. Ek wil vanoggend gaan ek vir ons afsluit in gebed.
Ek wil jou vanoggend, my pleit by jou vanoggend is, al hierdie wat ons kan geniet is God se genade. Kom ons mors nie met God se genade nie. En ek wil jou vanoggend, laat ek dit by jou, en dit moet nie dat dit jou negatief stem nie, maar ek laat dit by jou vanoggend. Soos wat ons hierdie week nou geleer het, dat dit jou laaste keer kan wees. Gryp dit aan. Gryp dit aan. Maak dit jou eie. Moenie dat die geleentheid by jou verby gaan nie. Gryp dit aan om deel te wees van die liggaam van Christus. Gryp dit aan om deel te wees van dit wat die Here vir ons leer. Gryp dit aan om boom te wees, om vrug te dra wat vir ander kan help. Kom ons lê hier. Here, die meeste van dit wat ons vanoggend vir mekaar gesê het, het U reeds vir ons gesê. Maar ek weet, Here, U kom nie om bovenete nie, maar U kom juis om ons te herinner aan dit wat U reeds vir ons geleer het. Here, dis soos wanneer ons hersiening doen. U skerp dit weer in. U plan dit weer binne in ons. Here, dis my gebed vanoggend, dat ons sal wees soos 'n boom wat geplant is by 'n waterstroom wat sy wortels uitskiet na die lewende water. Die lewende water wat U gee. Here, dat ons sal leer uit die woord van God. Here, dat ons vertroue elke dag in U stel, want U bevestig dit, en U sê dit vir ons, en U leer dit vir ons. Geseënd is die man en die vrou, wat se vertroue in God is. Here, vanoggend, wanneer ek hierdie mense hier uitstuur, dan weet ek, die vrug wat gedra gaan word. Ek proklameer dit in Jesus naam vanoggend. Elkeen wat hier uitstap, sal soet vrugte dra. Die vrugte van die Gees, soos wat U dit vir ons leer in die woord. Here, dat ons daardie vrug dra, dat ons nie die dinge van die vlees doen, maar dat ons die dinge van die Gees. Here, proklameer dit vanmôre. I proclaim it in the name of Jesus. Here, wil op vanoggend aan elkeen vasmaak. Ons doel voor oë is Jesus. Ons doel is om hierdie wedloop te voltooi. Nie om halfpad moeg te raak en te gaan sit nie. Nee, Here, dat ons die krag sal hê om dit uitdeur te sien. Here, dat ons in die beloftes wat in die woorde sal vashou. Wanneer U vir ons sê, jy sal niks voorkom nie, dat ons dit sal neem vir onsself. Here, dat ons nie daaraan sal twyfel nie, maar dat ons dit sal neem vir onsself. Elke dag. Here, gee dat ons dit ook so sal uitdra aan hulle met wie ons in aanraking kom. In Jesus naam. Amen en amen. Ek wil vanoggend, wil ek net vir mooi, ek weet daar's 'n klomp mense wat hierdie uitsending kyk. Rikus, weer eens vir jou en Elise, baie dankie vir julle bydrae en effort, ons waardeer dit. Daar's 'n klomp mense wat hierdie diens vanoggend kyk daar op die sosiale media. Ek wil u aanmoedig, word deel van die liggaam van Christus, word deel om in te skakel by die liggaam. Dit hoef nie in hierdie gemeente te wees nie, in hierdie liggaam nie. Skakel in by 'n liggaam. Wees deel. Want as jy nie daar is nie, is die regkaart nie voltooi nie.
So, wees deel. Ek wil jou aanmoedig om dit te doen, om deel te wees van die liggaam van Christus. Ek wil graag, Pieter, net een ding vastmaak. Volgende Sondag is jy nog hier, jy vlieg volgende Sondag, maar jy is hier. Ons wil graag volgende Sondag vir jou bid, jou hier wegstuur, as 'n gesalfde, geseënde van die Here. So, as jy dit oorweeg het om nie hier te wees nie, asseblief, jy moet hier wees, my broer. Laat ons vir jou kan bid volgende Sondag. Pieter gaan weer 'n bietjie Amerika toe. Ons is so bly en dankbaar vir die geleentheid en ons wil jou graag wegstuur as 'n geseënde van die Here. Dat jy hier sal weggaan en weet, jy is onder God se beskerming. Hier van Brentford af. Dat jy vir die Amerikaners kan verstel. Okay. Vir die ander mense, ek hoop om die volgende Sondag hier te sien. Nou, dis nagmaal, ons gaan sit aan die tafel van die Here. Asseblief, moenie dit mis nie. Bring iemand saam, dat ons dit allemaal saam kan geniet, in Jesus naam. Ons gaan opstaan, ons gaan 'n lekker laaste koortjie saam sing, waar tydens ons vir die geleentheid gee om die offergawes, God se tiende in die skatkis te plaas. Asseblief, hier, ons redingkie nou deesdae is, kom hier in hierdie paadjie op, gooi in, gaan in daai paadjie af, net om die verkeersvloei maklik te maak, dat ons nie verkeersopeenhoping het hierso nie. Ek gaan nie Spiekop speel nie, maar julle kan julle eie Spiekop wees. Dis die lekkerte daarvan. Hier kan jy eie Spiekop wees. Here, vanoggend wil ons net vir U sê baie dankie dat ons weer die geleentheid gehad het om saad te kon saai in hierdie skatkis. En Here, as dit na gewoonte lyk vir mense, dan wil ons net sê dit is uit gehoorsaamheid dat ons hierdie skatkis elke Sondag lig. En dat U vir ons gesê het, dis miskien simbolies dat dit uit die aardse wêreld gelig word. Maar het word by U geplaas in die derde hemel waar U dit neem en hierdie saad vermenigvuldig soos wat U plan is en U behaag. En ons dankie daarvoor, Vader. Dankie vir die geleentheid. Dankie, Here, dat ons ook weet wanneer ons dit by U plaas, vermenigvuldig U dit soos wat U wil en dit U plan is. En ons sê vir U dankie. Dankie, Here, vir die geleentheid ook vanmôre hier saam in die huis te kom wees. Dankie vir elke broer, elke suster wat opgekom het om vanmôre hier te wees. Dankie, Here, dat ons nie verskonings gehad het om nie hier te wees nie, maar dat ons juis 'n verskoning gehad het om wel hier te wees. Here, ek wil nou elkeen hier uitstuur. Ek verklaar vanoggend oor jou dat die Here jou sal seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en aan jou vrede gee. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou genadig wees. Ek wil ook vanoggend verklaar dat jy
En die week wat kom en in die dae daarna, dat jy sal vrug dra aan die boom van die lewe wat jy geplant is by die waterstroom. Elke plek waar jy jou voet neersit in hierdie week, dat jy dit opwys vir die koninkryk van God, maar dat die vrug wat jy dra, dat dit soet vrug sal wees, dat ander sal sê, ek wil ook so lewe, ek wil ook so lewe hê, om so 'n kind van God te wees. Mag ons getuienis dit uitdra in Jesus naam. Amen en amen. Gee my asseblief net kans, ek wil graag met die Here net staan en net 'n handdruk gee, en 'n geseënde week vir julle toewens. En dan vra ek die susters om net vir my net vandag agterbly asseblief. Susters.